Vandag kuier Mel die storieverteller by my in die studio. Mel het in 2020 bekendheid verwerf met haar relatable en skreeusnaakse video's op social media en het al meer as 380,000 social media followers verwerf. Na jare se rondval, travel en trial and error, het sy in 2020 uiteindelik haar lêplek as voltydse komediant, skrywer en content creator gevind. Sy verower ook 2 nominasies as beste komediant en TikToker van die jaar by Netwerk 24 se Smaakmaker toekennings en sy launch haar eerste show Almal is Mal op die 2 Mei 2023 voor 'n uitverkoopte gehoor by die Atterbury Theater in Pretoria. Sy launch intussen nog 2 comedy shows dik te mekaar en internet sensasie en sy travel reg oor Suid-Afrika en beyond voor uitverkoopte gehore. Mel se storie inspireer duisende en haar humor bring altyd lig in mense se lewens. En vandag gesels ek en Mel bietjie oor haar journey, oor hoe sy projekte aanpak, oor social media in jou 30's en 'n paar ander random bits and bobs. Kom ons verwelkom vir Mel, die storieverteller. Mel, Sammy is ek. welkom in Kempton Park. Jong, heerlik om hier te wees. Hoe compare dit met die Kaap? Mooi, né? Yes! Is hulle eers vergelykbaar? Ons het 'n baie fancy local pothol waar die kinders gaan swem. Ons het verby hom gery. Is dit? Ja, daar was 4 kinders. Van die son skyn nou en hulle is lus vir swem in daai pothol, hoor. Ek het amper ingespring, maar toe sê ek soos nee, ek moet hier kom. Ja, wil nie met nat hare podcast doen. Nee, die haar is nou gedoen. Hoorie, jy is my heel eerste guest op Sammy Pod. Ek weet niemand sal ooit kan raai hoe ek daai naam by uitgekom nie, maar Sammy ek is Pod. Sammy en hierdie is 'n podcast. Ek weet. Amazing. Oor die kreatiwiteit is ongelooflik. Maar ek is so happy om jou hier te hê. Ek en Mel ken mekaar nou al vir 'n rukkie. Ons het half selfde tyd rond op die interwebs begin. Ons het En ek wil net daar's dele soos jy inspireer my op baie maniere. En ek moet sê soos jou willingness om net te gaan. Soos as jy iets wil doen, dan try jy dit. En ek voel ek kan so baie met dit leer. Ek overthink myself baie keer. En jy go vir die hoe het jy self-doubt baie keer wat jy deur werk of as jy iets wil doen, dink jy net, weet jy wat? delusionally self-confident was. Ja, kom ons probeer hierdie ding. Dankie dat jy dit sê, Ian. Ek waardeer dit baie. Ek dink ek is nog altyd bietjie van 'n risk taker. Nou risk, nou reward en ek is bang vir dit nie. Maar dit beteken nie terwyl ek dit doen, het ek nie doubts nie. Ek sal dit nooit nie doen want iets in my kop hou my terug nie. Ek sal dit altyd nog steeds doen terwyl ek anyway in doubt is. Daai liedjie, you wanna what's daai liedjie? You wanna be the it's the pain of the pain of discipline or the pain of regret, the pain of progress or the pain of regress. Daai. Banger. Jy moet dit net doen. Do it scared, do it whatever. So ja. Maar mens kan al vertel, ek ken nou nie jou hele lewensverhaal nie, maar ek het nou al 'n bietjie van jou gesien en stories en ek het jou eerste show gekyk. Ek het die tweede een gemis. En die derde een is in progress. Ek gaan hom nog kyk. Jy moet. Maar ek het jou nou ook nog nie gekyk nie, so ons is op dieselfde. Ons het al saam geshow though, maar ons dan het saam geshow. Hierdie is vir my die perfekte voorbeeld van wat ek kan leer by jou. Want ons het ontmoet, ek weet nie hoe lank terug was dit nie. Was dit 3 jaar terug? 3 jaar terug, ja. Toe chat ons oor jy wil 'n show doen. Ek wil ook 'n show doen. Toe ek weer sien toe toer jy met jou show en ek het na daai gesprek nog 'n jaar en 'n half gevat om myself in te praat om iets te doen, om my show te doen, want ek was net van ek kan dit nie doen nie. Maar hoekom sê jy dit vir jouself? Ek weet nie. Wat is dit want ek dink altyd die ding wat mense terughou is vrees. Vrees vir wat die mense gaan dink, vrees vir mense gaan nie opdaag nie, vrees vir dit ek gaan nie snaaks wees nie. Juist dit. So is dit al 3 dae. Ja. Al 3 dae all of the above en ek is bietjie perfectionist. Ek wil hê alles moet perfek wees en niks is nooit perfek nie. Nee, dit is nie. Maar dit is, ek dink jy's 'n inspirasie vir baie mense om te dink, weet jy wat? What's the worst that can happen? Daar's baie terrible goed wat in die wêreld aangaan. As ek nou my naam gat maak
voor 100 mense. Niemand gaan dit onthou oor 100 jaar nie. Niemand gaan dit Nou eers oor en 2 dae onthou nie, ja. Presies. So Presies. ek voel dit is iets wat ek by jou geleer het. Dit is my baie inspirerend. Maar jou journey, ek het actually eers gesien op jou website. Toe ek bietjie gaan navorsing doen het want ek's 'n professioneel. Toe sien ek jy was 'n onderwyser, ek het dit nie geweet nie. Hoorie, ek wil dit nie eens meer weet nie. Daar ja, ek was. Tell me more. Hoor hier. Ek het drama geswat. Okay. So dit is ek dink die eerste ding wat almal moet weet is want as jy drama swat, wat doen jy met daai graad? Jy gaan nie noodwendig in 'n spesifieke rigting in nie. En toe was ek bietjie oor see gewees na my swattings en daar kon ek nie werk kry nie en toe val ek net so half in 'n teaching assistant posisie in. Okay. Want ek kon nie meer bar lady wees nie, hoor. Ek was bar lady in al daai kroeg, maar die mans daar, hulle drink en hulle hou nie van die skuim bo op hulle bier nie. Ek het in Londen gewerk vir Maar in Londen. Ja, maar die mans hier hou van die skuim. Sover ek weet, maar nie daar nie. Hulle raas met jou want die skuim is mors. En ja, toe eindig ek op in dit en toe kom ek terug Suid-Afrika toe en toe doen ek net aansoek vir werke en toe wil 'n skool in Gaudini in Rosenwil. Ek weet nie eens waar dit is nie. Ja, dis net so in die middel van Woester en die Parel. Ah, okay. Dis hulle sê ons sal jou vat wat baie klein plekkie. Daar's een skool, dis laerskool, hoërskool bymekaar, 50 kinders in 'n klas. En toe sê ek soos baie dankie en toe gaan ek skool vir 'n jaar en 'n half. Dis so lank ek kon uithou. Wat het jy 'n spesifieke vak gegee of was dit drama? Het jy drama gegee? Engels af, so tale, want obviously Wow, as jy ja, okay. tale en dan kuns en kultuur en ek obviously het ek visuele kuns aangebied, maar toe het ek by van die skole want na dit toe ek terug Middelburg toe waar ek groot geword het, Ja. gaan skool hou in die skool waar ek was, toe het ek dramatiese kunste as 'n vak aangebied, 'n ekstra vak vir die seniors. Ook kuns en goed, maar ja, en toe ek hou nie van die reëls van 'n skool nie. Dis net Ek hou nie van die kinders van 'n skool nie. die kinders is nogal cool. Party van die kinders is actually nogal cool, maar ja, hulle is baie loud. En as jy hou van jou eie spasie en jou eie ding doen, dan Of as jy is dit vir jou. overwhelmed is met external stimuli, dink ek dit kan baie erg raak. Ja, Maar nee. ek is bang vir kinders. Spesifiek O. hoërskoolkinders, want ek het gesien jy toer nou met O. jou Mel en Ja. meisie. Wat is dit? Ja, Mel die en manne meisies. skole toer, ja. Skole toer. Toe dink ek I could never. Ek sal so bang wees vir die kinders, vir dis hoërskoolkinders. Ja. Ek sien hulle judge my. Hulle dink kyk hierdie ou tannie wat dink sy's cool. Ek Okay, weet ek nie. hoor jou. Ek weet nie of ek dit sal kan doen nie. Props for you. Wel, I mean, was by 'n laerskool gewees en toe val ek voor al die laerskoolkinders. O. Toe val ek deur een van hulle koorbankies. Ja, en die ding, dit was net soos hier splinters wat geskiet het en ek almal gaan so en ek val toe nou deur en hulle kyk en in daai oomblik dink ek's net so bly dis nie by 'n hoërskool nie. Imagine. Ja, maar Dan was dit al lankal op TikTok. Ja, nee. Maar ek dink ook ek voel nie regtig embarrassment nie. Soos as ek iets embarrassing doen, dan's ek dit soos, oh well. Oh well. Teach me your ways. Ja, ek weet nie. Dis so weird dat ja, mense verskil seker, maar dis seker maar Ja. die ding. Ek het drama gedoen op skool. Dit was een van my vakke en ek wou drama na skool swat, maar dit het nou nie so uitgewerk nie. Ek Maar- voel jy het niks gemis nie, Bert, Hoe is eerlik. Ek dink nie mense as jy want kyk hier's jy nou anyway in die industrie en het jy nou die graad. Ek dink in elk geval as jy Ja. dit het, kan nou het jy dit en dan doen 'n paar kursusse, maar is nie nodig om 'n 3 jaar graad te doen nie. Voel ek. Maar voel jy ook dankbaar dat jy hierdie sukses eerder later bereik het as in jou vroeë 20's? Ja. Ek het altyd gedink ek is soos hierdie super late bloomer, so late bloomer. Hoekom gebeur alles so laat? Maar ja, ek voel ek moes deur dinge gegaan het en stories gekry langs die pad. Want nou as ek 'n show skryf, is dit so maklik. Ja. Daar's net so baie. Ek moet so baie edit want daar's net te veel. Ja. Want ek het al hierdie crazy goed ervaar in my lewe. So ek moes en Ja, in as jy 'n 20 wat show weet jy? geskryf het in jou 20's, dan jy het nog nie al hierdie stories van Verhoudings en travel en Imagine jy's in Londen, jy's 'n bar lady. Jy moet met Engels manne praat. Engels en manne, dis 'n double whammy. ja, en jy kan nou is hulle nog dronk en Scottish. Dronk Engelse mans. Ek weet nie wat sê jy? Daai sy skryf homself. Presies. So ja. Ek dink net as obviously daai tyd in my vroeë 20's, toe wil ek aktrise wees. Dis ek van ek gaan dit O, maak. is dit ek wat gaan jy dit maak. Okay.
Waar jy soos in 'n soapie gewees het, of waar jy soos in 'n fliek, Hoorie, ek wou 'n Oscar wen. Hollywood. Ek sê, eendag nog wil ek 'n villain speel. Ek gee nie om watter rol ek kry nie, ek wil net 'n groot bitch wees, wat niemand like nie, wat dalk mense vermoor. Dis Maleficent. Ja, I want to be a villain. Ja, cool. Soos 'n psychological thriller, of whatever, maar ek wou aktrise wees, niks gaan my stop nie, great, gaan vir audisies, don't get me started, maar niks het net ooit gebeur nie, maar nou dink ek, as ek kyk na comments op TikTok, op Facebook, jy ken ook nou al van mense wat net jou troll, of wat net wil kyk, kom ons kyk of ons jou gevoelens kan seermaak. As dit gebeur het toe ek 20 was, sou ek opgegee het, ek sou dit nie kon handle nie, nou is ek van, ag, okay, alright, jy met jou iPhone, congrats, well done, nou plaat my nie soveel nie. So ek dink, daai experience wat ons in ons 20's ook gedoen het, help jou om nou die soos goeie comments ook, want dit kan maklik raak dat jy nou dink, kyk hoe wonderlik sê ek, almal is lief vir my, maar jy's nog steeds maar net jy. Ja. So ek dink jy kan dit beter hanteer. Dis baie waar, want dalk in jou 20's as jy nou hierdie famous persoon is, of 'n akteur of whatever, dan is jy soos, ek is nou iemand. En dan is jy 28 en dan kry jy nou nie meer rolle nie, en dan is jy dalk verlore in jou lewe. En dan sit jou identiteit. Exactly. Ja. Maar nou is dit soos, hierdie is 'n deel van my, maar dis nie 100% al wie ek is nie. Ek weet, daar's baie meer aan my, en jy kies mos nou wat jy wys vir die mense, en ek kies wat ek op die verhoog doen, ek kies wat ek doen op my foon, en wat ek deel, en ek kies wat ek vir myself hou, want wie jy is baie belangrik. Want ek dink mense wil net so graag, vir al as jy jonger is, jy wil net famous wees, asseblief, almal moet net weet wie ek is, en dis meer die glitstof van dat jy nie actually besef wat is die agtergrond nie. Ja. Daar's die vliegtuig nou. Daar kom 'n vliegtuig. Ons Ek nou het net gesê, gesê, ons is in Kempton. Kan nie ons lei daai nie vliegtuie nie. hoor nie. Vir my is dit soos ASMR. Ek like nogal die vliegtuig sound. Wag, laat ons gou hoor. Nee, dis vir my regtig Dis is ontstellend. white noise. So. Dis die klanke wat ek sit dit in die aande aan om te slaap en dit O, is rarig. natuurlik, ja. Is dit soos jy doen? Ek hou van 'n chatter. As ek soos daai background, mense wat praat in 'n restaurant, dit's my Ek kan net tipe. nie in stilte slaap nie. Kan jy glad nie? Nee. En in donker? Iemand moet praat. Ek luister gewoonlik iets oor serial killers. Dit relax my. Baie relaxing. Ek gee nie om wat die mense oor praat nie, solank iemand net bietjie praat en ons dalk bietjie geraas. Weet jy, ek het 'n teorie oor dit. Ek dink mense wat nie met sonder geraas in die slaap kan raak nie, toe jy jonger was, het jou maale jou onder die tafel gesit terwyl hulle kuier. By die mandjie dans. Ja, Het jy 'n mandjie dans gehad? is dit daai met die voortrekker rokkie? Nee, dit is by jou laerskool. Ja. Het die skool 'n mandjie dans gehou in die skoolsaal. Dan's daar tafels gepak, laerskool daar nie Malan. Tafels gepak, jy koop dan jou stoel, die ouers nou. En dan gaan jy met jou piknikmandjie en hulle speel musiek en die ouers dans. En jy het jou piknikmandjie, is so oulik. 'n mandjie dans. Ja, so jy bring jou bring en mandjie. braai, maar dis net met wat is in hierdie piknikmandjies? Jy bring whatever jy wil. Wortels. Gewoonlik 'n gekookte eier, dit was 'n thing. Dit was 'n frikadelle. 'n Frikadelletjie. Ja. Het julle ooit die koue vleis met die aartappelslaai ingedoen? Nee, maar dit klink heerlik. So lekker. Jy vat 'n koue vleisie soos 'n hammetjie, aartappelslaai met die mayonnaise en dan rol jy hom op met 'n stokkie. Weet jy hoe lekker sal een van daai suureie wees wat nou daarbo op in die hele kombinasie van dit op soos 'n aggertjie. Heerlik. Dit is gewoonlik by die kaasstokkies. Ken jy 'n kaasstokkie? Ek ken darm 'n kaasstokkie. Ons kan dit so combine. Nou is ek honger. Dis nou bly onprofessioneel hoor. Is dit belangrik, dan moet jy maar antwoord. Is dit as dit 'n borgers antwoord? Nee, ek sal nie so lucky wees nie. Silent. Nothing to see, yeah. Anyway, waar was ons? Ja, met dit mandjie dans. Mandjie dans. So dan bring jy jou piknikmandjie. Dis baie cool. En dan speel hulle soos Afrikaanse sokkie musiek en die ouers dans en die kinders lê onder die tafel en slaap tot hulle ouers klaar is. Hoorie, ek ken nie regtig dit nie. Ek weet net my ouers het altyd gegaan om te bid. Hulle was altyd vir sel. Dinsdae, Woensdae, Donderdag, hulle was die hele tyd by die kerk. En so ons het donker kamertjie gespeel terwyl hulle gesel het.
Okay. Donker kamertjie of jaag mekaar. Het jy al op donker kamertjie gespeel? Ek weet nie. Ek wil Weet jy eers wat is uitvind donker wat kamer? dit is. Dit klink 'n voordat bietjie sketchy nou, dat ek dit hardop sê. Hierdie is baie anders as my selgroepe. So, maar die ouers weet nie, hulle is besig. En dan jy maak die kamer deur toe en dan moet jy soos wegkruipertjie maar in die donker. Okay. Basies. Okay. So jy kruip weg ergens en dan kom soek iemand jou, maar dit is scary, want dan party van die ouer kinders sal jy nou bang maak, want hulle wag in die kamer en dan maak hulle jou bang. O, ek weet. Partykeer dan doen ons dit buite ook, dan moet jy nou wegkruip buite in die tuin, in die donker. Hoorie, maar as ons ouers 'n braai gehou het, dan ook. Hulle het nie, want vandag, ek dink nou die dag daaraan as vriende of mense, almal wat ek ken het maar kinders. En dan as mense iets Nie reël, dan syn. ek kan nie kom nie want ek weet baba moet slaap teen daai tyd. Dan Ja. dink ek dit was nie 'n ding toe ons klein Ja, was nie. Ek dink hulle Baba gebruik sal hulle slaap op die vloer terwyl ouers ek oordryf nou voor iemand CPS bel. Maar ek meen jy het gewoond geraak aan die musiek en as jy moeg is dan gaan slaap jy op die bank of wat Ja. ook al en die ouers het bietjie gekuier of Ek dink gebraai van of dit wat was ook al. bietjie veiliger daai tyd al. Dink jy Dalk. dis dalk dit? Want ons het nog in die op ons fietsse gery tot na donker en dan roep jou ma van die huis af. "Mel, waar is jy?" skree sy so. Ek het nie daai gedoen nie. Maar nee. In die straat gaan fietsry. Nee. Hoekom gaan is- draf, gaan parkie toe gegaan? Ek kan nie verstaan hoekom enigiemand draf as iemand jou nie jaag nie. Dit sal vir my dis vir my die enigste rede hoekom ek Hoorie. sal draf. Ja. Nee, Ja. ek hou jy wat se oefening doen jy? Soos om jou brein skoon te hou. Wat doen jy vir brein skoon maak? Dit hoef nie fisies te wees nie. Wat doen jy vir brein skoon maak? So 'n goeie vraag. My brein is nogal nie skoon nie. Want jy moet 'n besige brein hê. So iets Ek moet het 'n besige gebeur. brein. Maar ek teken of ek sal musiek Ja. ek luister boeke of ek lees 'n boek of whatever. Ek Ja. hou van lees. Maar Terwyl jy lees, is daar niks anders wat in jou kop aangaan behalwe die woorde wat jy lees nie. ek picture daai storie. O, okay. Ek sien hulle hele huis. Ek redecorate sommer die karakters. O, is dit? Wanneer ek besig is. Maar ek leef Jack myself had yellow daarin. hair. Nee, hy het nie, it was red. Ja nee, hy sal beter lyk met breinhare. Cool. Hou jy van lees? Ek hou van lees, maar ek het lank terug regtig actually gelees want ek kan nie meer fokus terwyl ek lees nie. Mens raak want ek meen Ja. ek kan nie meer een ding op 'n slag doen nie. Nee, en nou dink ek, is dit nou selfoon se skuld of is ek net besig of is ek in 'n transition tipe ding of kan ek net nie relax nie? Soos wat Ek is dink fout is maar met net my? Ek dink is maar net ons het te veel om Goed. ons te interesseer. Ja. Jy kan nie meer net 'n series kyk nie. Jy wil 'n series kyk en iets op jou foon doen. Ja. Ek kan nie net bad sonder 'n boek nie. Ja. Ja. Dis 'n waste of time. Ek wil bad en 'n boek luister. Ja, en 'n besigheid begin. Dis die ander ding. Ek begin baie besighede. Ja, ek is permanent besig met 'n besigheidsplan. Ek weet jy kan hierdie Ronald weet al, as ek dis nou my man, as ek 'n uur gaan bad, hoe langer ek in die bad is, hoe meer goed gaan hy hê om te doen. Ja. As ek uitklim as ek soos ek ons gaan hierdie doen, môre gebeur hierdie, môre gebeur daai. Hy is net van En ek sê soos jy met my rondry en jy met die errands ran. hoorie So? maar dit is vir my so 'n blessing as mens iemand kry wat hierdie saam met jou kan doen. Ja, hoor hier, ek het al baie gedink by myself, né? Ek het 'n klomp stupidere ekse gehad. Kyk, almal doen #relatable. ja. I mean, ek dink mense is goed, maar party mense pas net nie. So Ja. dit is hoekom ek wil hulle nooit bad mouth nie, want daar Ja. was 'n stadium wat ek gedink het hulle is die bees nie. So, maar ek dink net ek sou nie geweet het waar ek nou is as ek saam met een van my vorige ouens was nie. Want ek het al baie gedink, hulle dink seker, ja, sê as ek nou maar net uitgehou het met haar dan sou ek nou dalk 'n lewe gehad het wat sy nou het of wat ook al, maar dan dink ek, maar ek sou nie daai lewe gehad het as jy nog in my lewe was nie. Ja. Jou anker. Dit is hoe ek voel. Hoe het julle ontmoet? Ek ken nie die storie nie. Is dit 'n interessante storie wat jy wil Ons vertel? het dis in my nuwe show of 'n internet sensasie vertel ek, maar kort ons het online ontmoet. Rare. Online dating Wow. op Hinge. Ek het nie Het geweet. jy al ge-online date, Sammy? Nee. Is Ek jy het- in die mark vir dating? Ek is seker nou al 8 jaar single to be honest en ek was seker op een date in daai 8 jaar. So nee. Dis Okay, is dit iets wat jy wil hê? Is dit 'n hartsbegeerte? Is nie, dit ek het eintlik nie 'n gevoel oor dit either way toe nie. Is net die idee om te gaan, "Hoi, hoe gaan dit? Wat is jou naam? Wat wil jy doen vir 'n lewe? Hoe oud jy ek
Maar en ek dink dit is wat almal afsit, maar weet jy, as jy by die regte, as jy die regte een ontmoet. Maar ek dink as mense op dates gaan, is soos ek en jy nou, jy vra my nou nie daai vrae van nee. Partykeer kry jy net mense wat ook nie meer lus is vir daai small talk nie. Ja. En hulle just go net. Ek weet nie eers partykeer dan vergeet ek waar Ronald groot geword. Ek weet nie soveel ex-meisies hy het nie. Soos dit maak nie vir my saak nie. Ja. Ons dis net nie vrae wat ons vra nie. En ons gaan net aan met ons lewe. Maar ja, ons pas baie mooi in. Ja. En dis heerlik dat hy my nou so kan rondry en hy doen al die goeie saam met my en hy ondersteun my en dit maak dit maklik. Want jy weet as jy van die verhoog af klim, veral as jy soos 10 shows in 'n ry het, as ek van die verhoog af klim, nie alle shows is amazing nie. En dis wat ek nou besef het, nou. Partykeer dink ek nie die show is amazing nie. Ja. Because I didn't feel it. Maar die iemand anders gehoor, dink, ag jy was so wonderlik. En jy love van, it. Was hy? Ja, en dan sê ek soos, nee, en dan sal hy na die tyd sê, "Jesus, jy was ongelooflik," of "Moenie worry oor dit nie," of blablabla. Ja. Daar is nogal 'n Sterk om dit met iemand te deel wat verstaan en wat jou aanhits. Ek dink dit is die groot ding, soos as jy iemand kry wat jou grootste fan is, wat wil hê jy moet succeed. Ja. Ek dink dit is die key. Maar ek dink ek is baie loner nog altyd. Ek like my alleen tyd. Ek like om my eie net my thing te doen. Met die travel, want ek het nooit juis getravel nie. Ek was laas jaar vir die eerste keer Kaap toe. Ek love solo travel. Dis vir my so ek kan net doen wat ek wil. Ja. Maar ek dink eventually, ek meen as jy iemand ontmoet, ek dink dinge sal gebeur soos dit moet. Ek is nie iemand wat iets voels nie. Eventually sal iemand in my huis inbreek wat dalk my mens is. Wie weet. Ja. Wat is nou beter as om 'n inbreker te hê vir 'n boyfriend? Dit het gewerk vir daai Mariska van Duivelsdorp. Ek weet nie wie dit is nie. Duivelsdorp. Jy het nie gekyk nie? Was dit nie wat die Kreersdorp moorde? Ken jy dit? Ek het nie 'n TV nie. Nee, maar jy moes dit daar op socials gesien het. Seker. Van die serial killer van dis Kreersdorp, né? Was dit in Kreersdorp? Is dit 'n lank terug? Dit was nou 2 jaar terug, was dit 'n baie groot dokumentêr geweest in Suid-Afrika oor so iets, maar ek het nie gekyk of spesifiek in. Hulle was basies in 'n cult en hierdie ouer vrou het gesê, okay, nou weet ek presies wat dit is. Nou weet ek wat dit is. Ja, maar die Saman het iemand opgesteek om mense dood te maak en toe raak een van die joernaliste verlief op die boetie wat 'n moordenaar is. Ek sal in daai fliek speel. Ja. Ja, nee, jy kan probeer. Wat is jy soos as jy klaar is met 'n show? Wat is jou soos ritual? Wat wil jy doen? Wat is jou Ek vat net soos 'n breath. Weet wat jy so nee, waai. So ek gaan sit dadelik, vat 'n breath, dan spuit ek myself parfuum. Trek my baadjie uit want ek het altyd een of ander jas aan. Baadjie. En is warm onder daai ligte. Ja, mens sweet. So vat net 'n breath, al awesome. En ek sê ook op my rider, wat jy mos al vir die mense stuur, hulle mag my nie pla 15 minute na my show nie. 'n halfuur voor my show en 'n 15 minute na my show. Moet niemand in die dressing room kom nie. Want ek voel jy need to pull yourself towards yourself in daai oomblik of kry net bietjie weer energie bymekaar, want dan wil mense nou dalk foto's hê of party onder is ek nie lus om foto's te gaan neem nie of ek wil net in stilte wees want very overstimulated. Veral as die gehoor baie loud en besig en betrokke en interaktief is, dan is dit nogals baie. Of ons was lank op die pad en dis nou al show 7 van die week. So dan voel 'n mens nogals bietjie ek soek net my stilte. En Ronald, my man is so cool, so hy sal die mense besig hou en vir hulle sê sy's op pad, hy hou hulle rustig, want anders kom klop hulle mos aan die deur. Kom jy nou? Nou ek soek 'n foto. Ja. Hulle spring so oor die verhoog daar agterin. Maar die partykeer is dit nogal interessant. Ek dink met ons wat half ons regte persoonlikhede. Ons wys nie alles op die internet, maar ons is onsself. En partykeer voel dit asof mense jou ken. Mense het al vir my gesê, ek voel of ek jou ken. Ek voel en dan omdat veral op Facebook is daar baie ouer followers. Ag, ek love hulle. Hulle is so cute. En dan partykeer, dit is eintlik sweet, partykeer sal ek soos in Checkers loop en dan sal 'n tannie na my toe kom met my trekkie. Hallo Sammy. En dan sê ek van, "Hi." Dis baie dan dit my partykeer 'n sekond. Maar dit is vir my nice. Ek begin al die mense se name erken op Facebook as hulle comment. Ja. En dit is regtig asof jy mense begin ken. Ja.
En dan voel hulle baie keer baie gemaklik. Ja, het iemand jou al soos genooi vir 'n braai of 'n kuier by hulle huis? Ja. Of Sal jy koffie. ooit gaan? Sal jy Nee. ooit gaan? Nee. Nee, omdat Wat jy gaan doen nie. nie omdat ek dink jou huis is vuil nie, maar ek gaan nie eens na mense Ja. se huis toe wat ek ken nie. Ja. Very loner hier. Die ding is, ek trust nie eintlik baie maklik vir mense nie. En dit klink net vir my soos hoe is episode van Criminal Minds O. begin. Ag, mos nou nie. Mense weet nie met wie So jy het praat 'n jy bietjie nie. trust issues, so jy het dit sê. Seker. Hoekom? Have you seen the world? Ja, nee. It's a crazy Selfs met world out online there. dating, soos Ja. wat as jy op 'n date gaan Ja. met die Zodiac killer? Wel, ek dink hopelik is jou intuïsie goed genoeg as jy sit oorkant 'n serial killer, maar dis die ding, hulle lieg so goed. Hulle is so Hulle is meen, so slim hulle en het nou slim al met hulle woorde. geleer. Hulle weet al hoe om jou te As jy lyk soos 'n serial killer, gaan niemand in jou kar klim nie. Dan Dis die sê ding, daar nie serial Hulle killers is so wees nie. netjies. Soos iemand het gister vir Ronald ek het geshow by die Barnyard Theater by Empress Palace. Nou, na die show kom daar 'n vrou na Ronald toe en sê vir hom, sy wil vir hom bid. Hy sê toe nee, dis reg, jy kan vir my bid. En sy gee toe vir hom so 'n Christelike boekie en sy sê you don't have to give us anything, but if you want to, you can give us a donation. Okay. I mean, hoe is dit vir opgevoel speel? Ja. En wat doen Ronald? Hy Hy gee gee 'n R300. En maar hy sê Ek dit is was 'n seker dit vrou gaan van iemand help. Brazil. Ons is langs die casino. Ek sê vir hom, kom ons gaan loop deur die casino toe ons uit die casino Ek het stap. vergeet daar's 'n casino. Okay. Toe ons uitstap, toe stap sy in. Hy sê no, she's gonna pray for the people at the casino. Ek sê Dalk wen sy en dan deel sy dit met julle. Ek is seker. jy kan nie. Ek nee. It's not gonna happen. Nee. Droom groot. Ja, droom groot. Droom groot. Ja, nee, ek sien daai tipe. Het jy ook daai ding wat jy so bietjie kan feel of iemand bietjie 'n bietjie van 'n ek kry maklik vibes GBD's. en ek sien red flags baie maklik. Ja. Soos ek kan dit maar die probleem is almal het red flags. Ek het red flags. Wat is jou red flags? Ek weet nie. Okay. Ek dink ek overthink things. Ek's ongeorganiseerd. Maar dis nie regtig 'n red flag nie, so Wel, ek dit sê. is as jy getroud met wees dalk aan my en ek verloor jou paspoort of iets. Ek meen dit kan I mean, kan 'n dit red is flag dis word. dalk net 'n bietjie meer As 'n persoonlikheid. conspiracy theorist. O, dit is 'n red flag. Dis 'n red flag daai. Ja, maar Dit dit is is nie. baie interessant. Dis die ander ding. Dit maak jou interessant nou weer. Ek het al my eie conspiracy theories opgemaak. Gee my een. Okay, conspiracy theory wat ek opgemaak het. Jy weet, air fryers. Ja. Dit is create deur die CIA O, om ons almal se huise te infiltrate en op ons te spy. okay. Want dit jy al mense is passionate oor air fryers. Het jy al gesien? Jy moet 'n air Verskriklik. fryer kry. Ja. Jy moet 'n air fryer kry. Almal, dan sê ek van ek ken jou storie. Ek Maar- weet vir wie jy werk. Maar wat is in die air fryer laat hulle op ons spaai? Soos mikrofone. Mikrofone. Hulle wil hoor wat sê ons. As jy tinfoil opsit, Ja. dan kan die oorfone nie jou Ek dink dis jou klaar stem. gedien. Oor hierdie conspiracy theory is klaar gedebunk want die CIA moet dan in elke liewe brand wees van elke liewe air fryer. Ja, maar hulle het resources mal. Moenie Oor laat hulle jou vang nie. Ek dink as ek nou huise wil infiltreer, dan doen ek dit nou deur 'n selfoon. Ja, maar dit is te Dan is dit nie 'n dis te conspiracy, obvious. ja, dis te obvious. Dis te obvious. Maar Okay. hulle het gesê, kom ons laat mense dink dat jy chips kan fry sonder olie. Kom ons sê vir hulle kan chips fry met lig. Wat 'n pot kaak. Niemand het Jy gedink. kan nie. Jy kan nie. Hoe kan jy 'n chip fry met lig? Please man. Ek sien ja, julle jy kan eintlik nie. Van rou af. Ja, hulle O, maar maak hy's ge-air fry. Ja, maar dit maak nie sin nie. Ek gaan nie laat hulle my vang nie. Ja, die overthinker kom nou hier uit. Wat is 'n ander conspiracy teorie wat jy het? Ken jy vir Shane Dawson? Ek doen. Okay, nee, kyk eens sy conspiracy theories. Ek kyk hom nie meer nie. Asseblief moet niemand my fucking cancel nie. Okay, ek kan nie Hy is meer. gecancel. Ek het uit mos daai tyd. Hy doen nie meer
daai tipe video's. Ek weet nie Ja. wat doen hy nou nie, maar ja, ek het daai En video's gekyk. Ek het van een gehou wat hy gesê het. Hy het gesê, by 'n pizza plek, daar waar hulle mos vir jou all you can eat gee, dan haal hulle soos hoekies uit, Yep. en dan skuif hulle die pizza naby aan mekaar. Wat Chuck E. Cheese? Ja. By Chuck E. Cheese. Dis Ja, ek ek soos, glo dit. ja, en hy Ek het glo ingegaan en hy het gaan toets. Ek soos, ja, nee, ek dink so. Meeste van die conspiracy theories glo ek nie regtig in nie. Ek is nie- Okay. I'm not a crazy person, maar baie van dit glo ek in en ek dink eintlik ons weet niks nie. Ek sal verbaas Ja. wees oor niks nie. Ja. As daar môre aliens land en hulle sê ja, ons het die piramides gebou, gaan ek nie geskok wees nie. Ek gaan Wel- net wees van o, great job, hulle staan Ja. vandag nog. Maar en ek kan ook nie verstaan hoe hulle nie kan uitfigure hoe daai piramides gebou is nie. Ons was in Egipte nou gewees. Ek is so jealous. Hoorie, moenie wees nie. Want dit is soos hou die idee wat jy het van Egipte in jou kop en moet nooit gaan en dit vir jouself bederf nie. Ek het al gehoor dis nie 'n vibe nie. Nee. Ek het al gehoor ook dit is definitief nie veilig vir vrouens alleen Ja. om te gaan nie. Maar ek was so I mean, ek dink net dalk het ons dit nie reg gedoen nie, dalk was ons nie by die regte plek nie, maar ons was by al drie piramides. Dit was net hulle oral in elke liewe en ons was by die Valley of the Kings and Queens. Ons was in Amazing. elke liewe burial site en elke liewe een wat oop was. Ons was daarin gewees. En in elke liewe een was daar 'n man wat nou begin vir jou vertel. Nou dink jy moet nou jou ingangsfooi betaal, so hy gaan mos nou vir jou well, vertel. ja, nee. En dan as jy nou wil uitgaan uit hierdie piramide wat nou soos onder die grond is, Dan skuld jy hom 'n geldjie. ja, dan sê hy so, en dan maak hy so en hy nie eers Ronald En wat hulle groot is en sterk is, intimiderend. verskriklik. Ek het al baie van die video's soos jy moet weet wat dit is soos as jy na 'n baie besige Montana traders toe gaan. O, yes, en daai se rof. Dis Ja, Egipte. ja. Is hoe ek dit verstaan. En I mean, en hulle ry daar op die perde en die kamele en haar arme ou perde gaan die helse tyd en ek sê soos dit was net bietjie, ek weet nie. Ek wil dit net sien vir die geskiedenis daarvan, Ja. want ek hyperfixate op goed. En Egipte is een van die goed waarop ek hyperfixate. Dit is my Loved so it. fascinating. Baie. En ek het gedink ons het tot by die grootste piramide ingegaan. So jy loop 60 meter nou in en dan kom jy nou by die catacomb uit. So dan verwag ek nou hier is nou iets gouds. Jy verwag mos nou hulle moet 'n paar van die goed daarom los wat hulle gekry het daar binne. Niks. Ja, maar jy kan nie. Ek was by is dit Silver Star Casino, het hulle soos 'n Tutankhamun se Exhibition hele gehad. exhibition gedoen Ja. van alles wat in sy teen was. Ag, dit was so awesome. En ons het toe nou vir die regte egte Tutankhamun is nog in sy. So ons het hom daarom gesien. Sy mammie het ons gesien. Ek het 'n foto Sarcophagus. geneem saam met sy voetjies en ek moes vir dit betaal. O, Om net so natuurlik. langs sy gesig kon ek maar 'n ou fotootjie neem. Dink jy ons kan charge as iemand wil foto's saam met ons voete neem? Nie my voete nie, maar mense, ek dink nie mense sal betaal vir ek het Ook nie, skors ek nie. tonels. So, ek dink Ek en Mel het iets in gemeen. Ons het Picasso voete. O, het jy ook Picasso voete? Ja. Hoe lyk jou tone? Groot. Is Hulle dit? is daar. Een Het van hulle jy- het haar op. Ja, ek is ook maar 'n bietjie hobbit feet. Maar ek is nie meer skom vir my tonels nie. Ek sê soos let it fly. Die mense moet maar kyk. Dis een ding van social media. Mense sal seker, ek dink almal experience dit anders. Maar ek is nog nooit, ek hou nie van konflik nie. Ek wil met niemand beklei nie. Ek's 'n people pleaser. Ek wil hê almal moet van my hou. Ek wil almal happy maak. Moenie met my beklei nie. En toe met social media, net soos wat dit vir die online trolls maklik is om agter hulle keyboard te sit en Ja. te sê your voice is annoying, is dit vir my makliker om deur die foon vir hulle te sê fok jou ook. O. En in daai proses het dit my meer geleer of gekry om vir myself op te staan, maar nog altyd ek hou nie van 'n boelie nie. Wees net Ja. normaal, wees net 'n nice mens, dit is nie baie moeilik nie. Jy het bietjie meer confidence gekry om op te staan teen die jou Ja. online bullies. Voel jy dit translate nou deur na jou regte lewe ook? In 'n mate, ek sal meer dis soos vir mense sê wat ek dink of wat ek wil hê Ja. of wat ek al. Ek's nog altyd, dis nie asof ek hou van stry. Ek Ja. hou van debat. Ja. Ek het debat gedoen op skool. Ja. Maar ja, ek dink
dit het my net, veral as iemand na my toe sal kom, 'n ouer vrou, wat sê, weet jy wat, jy het my geleer om op te staan vir myself, en om te sê, hoor hierso, of jy fuck. Ja. Dankie daarvoor. Dan dink ek, dis eintlik so 'n powerful thing, want mens hoef nie vieslik te wees nie, ek hoef nie vir mense te vloek of wat ook al nie, maar jy kan opstaan vir jouself en sê, hoorie, jy is best gewoon asshole te wees. Don't do that. Ja. Ek stem so saam, en dis hoekom het ek dink belangrik is vir enigiemand aanlyn om op te staan vir hulle self. Want hoeveel keer in die heel begin het, as ek vir mense gevra het, hoe hanteer jy hierdie, hoe doen jy dit? Ag, ignoreer dit net. Ja, Ag, moenie, ja, boeker dit. Ag, ignoreer die mense. So ek sê, jy kan nie, as jy op die internet is en jy kry al hierdie boodskappe, dit is onmoontlik vir jou om dit altyd te ignore. Maar nou is dit obviously makliker, want wat 'n weird ding om aan gewoon te raak, maar dis nou makliker. Maar in die begin was dit nie. Ek het nie geweet hoe om dit te handle nie, en daar was nie 'n handleiding nie, en jy weet, die mense het so gegatekeep daai tyd wat so al dit gemaak het. Ek het nou uitgereik na 'n paar mense, wat ek nie eens nou weet waar hulle is nie, they just kind of like fade it. Maar, en dan het hulle altyd net vir my gesê, ag man, ignoreer dit net, of moenie betrokke raak nie. Ja. Bly net uit die drama. Ja, ek like dit nie. Ek gebruik dit as content. Ek raak nou half excited as ek 'n idiotic comment kry, want dan is ek van, dit gaan 'n funny video wees. Ja, ek kry glad nie meer uit content. comments nie, nou is ek net so, nou kan iemand nie net bietjie ietsie sê, wat my weer bietjie laat ek 'n lekker comeback video kan maak nie. Maar ek dink dit is vir my ook, ek meen mense het die reg tot hulle opinie. Ek verstaan, almal gaan my nie funny vind nie. That's fine. Exactly. Gaan sê iets wat vir jou funny is. Exactly. Maar, ja. En I mean, ek dink dis dieselfde daai, as mens dit sit op die verhoog. Soos jy moet weet, dat nie almal in die gehoor gaan van jou nie, maar ek voel altyd, as 80% darm, dit geniet, en die ander 20% stap en sê, ag, weet jy, dat was nou nie vir my nie, of dit was nou flou, of whatever, dan is ek fine. Ja. Ek dink 80% van die mense wat daar is, moet daarom van dit hou. Ja. Dis daai oomblik wat, miskien nou net 10% nog van, maar ek voel, daai dag sal nie kom nie, want ek is te in tune met die mense. Ja. Jy ook, jy weet mos wat hulle wil hoor. My journey in die shows is anders nou as joune, want jy toer en jy doen baie shows, en dit lyk asof jy so travel all the time. En ek het myself daarin ge-ease. So ek is nog op my eerste show, ek het hom in meeste plekke nog nie gedoen nie. Ek was nog net in die Kaap en hier en in Durban een keer. Ja. So ek beplan om volgende jaar 'n ordentlike toer met hom te doen. Ja. Maar ek vind dat, ek meen jy is dieselfde styl gewys dink ek as ek, wat dit meer soos 'n relatable story tipe. Dis nie one-liner tipe comedy soos baie standaard comics nie. Maar dan partykeer dan sal jy presies dieselfde joke maak en hierdie crowd lag hulle dood en die crowds van okay. En dan lag die crowd weer vir 'n ander grappietjie wat niemand anders gelag. Dis so weird en ek voel die audience aan. Soos partykeer dan dink ek okay. Dis daai is nog dis 'n definitiewe skill wat ek dink obviously as jy meer dit doen, dan kom dit vinniger en makliker. Soos ek het 'n way hoe ek in die begin opsom of dit 'n konservatiewe crowd is of nie. Ja, mens kan dit sien en dan moet jy dit bietjie adjust, jy moet maar. Maar ook partykeer, ek meen, partykeer moet, as iemand nou wil maar upset wees, dan moet hulle. Ja. Maar dit is is jou show bietjie push it bietjie boundaries of hoe? Ek sou nie sê nie rarig nie. Ek meen hier en daar. Ja. Soos bietjie. Maar ek wil nie enigiemand offend nie. Is nou nog glad nie wat ek wil doen nie, maar daar is soos dele, soos byvoorbeeld 'n deel van my show is oor my vrees vir vlieg. Okay. Ek is bang vir vlieg. Ja. In my opinie, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar my show is funny. Ek vind dit baie entertaining. Ek dink ek's hilarious. Ja. Maar daar's 'n deel wat ek praat oor my experience met vlieg en hoekom ek bang is, wat. En toe na een van die shows, toe hoor ek een van die vrouens was upset, want iemand wat sy ken is dood in 'n vliegongeluk. Nou dink ek meen, daar's nie 'n manier hoe ek dit kon weet nie. Ja. En as mens regtig daaroor dink, enigiets wat enigiemand sê, kan iemand trigger. Ja, want dis hulle persoonlike. Jy kan nie 'n show skryf met dit in gedagte. Ek meen, jy moet dit bietjie in gedagte hou, en laat jy nou nie wil aspres mense se gevoelens seermaak nie. Maar ja, is nie eintlik baie
risky sou ek sê. Ja. Dis maar net I mean, hoekom ek single is. ja. 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 En dit is so crazy daai wat jy sê, dit is mense sal altyd hulle eie ervarings insien wat hulle judge jou op dit wat hulle ervaar het. Dink net hoe kan mense nie net daai twee net bietjie skei van mekaar nie. Ek meen sy was nie kwaad vir my of het slegte reviews gaan los of enigiets. Ek het net gehoor sy was ontstel van dit en weer sien nou getrigger. En dan sê dit my want ek wil nie iemand upset nie. Maar ek dink mens begin jou audience aanvoel. Ja. En jy raak gemaklik half met die show. En party shows voel ek gaan beter wees as ander. Al is dit presies dieselfde show. Maar hoe voel dit nou vir jou? Voel jy nou okay, jou voete is nou lekker in dit en ek geniet dit baie. Ja. Ek raak baie gestres voor die tyd. Okay. Soos ek elke keer voor 'n show dan dink ek, wat het ek gedink? I can't do this. This is scary. Dit raak beter, maar ek is gestres. Ek dink ek sal altyd wees. Ja. Maar as ek op die stage is en ek doen my thing, dan voel ek hierdie is waar ek moet wees. Dis my fun. I'm having a good time. Lekker. En ek interact met die audience. Dit voel nie vir my asof ek 'n konsert gee nie. Dit voel asof ek sit en chat met klomp mense. Ja. So ek love dit. Ek dink daar's baie van die ins and outs wat ek nog wat ek moet leer, soos hoe om goed te boek en wat se beste maniere en wat se beste tye, al daai tipe goeders, maar met die show self is ek al baie gemaklik. Okay, dis cool. Ek geniet dit. Sal jy ooit soos na 'n stand-up club toe gaan? Nee. Hoekom nie? Dis interessant die regte stand-up comedians, as mens hulle so kan, die wat opgekom het in comedy clubs en daai tipe. Ek het soveel respek vir hulle, want dit is jare se jy moet gaan kyk wat werk. Jy word van die stage af geboe. Dit is vir my 'n hele ander ballgame. Ek het soveel respek vir dit. Maar ek dink nie my goed is standaard comedy nie. Dis meer 'n storie wat ek vertel tipe effek. Ja. Ek dink selfs met jou. Ek meen dit is nie dieselfde. Mense skryf verskillende soorte stand-up comedians. Maar dis nie one-liners of goed. Dis nie iets wat ek weet nie hoe mense daai puns uitdink nie. Soos jy weet daai quick puns, soos Barry Hilton is die beste met dit. Dis net so, maar dit is nie my styl nie. Ja. Dis nie wat ek probeer doen nie. En ek dink dis ook die verskil tussen 'n stand-up comedian en 'n comedian. Ja. Soos ek's eintlik net 'n comedian. Iemand soos Nathaniel hy's eintlik in 'n way 'n comedian. Ja. Maar hy't nie typical stand-up, is nie die styl seker nie. Maar ek dink daar's ek dink dis net verskillende style. Ja. Ja, om dit mooi op te som, ja. En ek dink want ek wil jou vanaand gaan kyk, maar môre aand wil ek iemand anders weer kyk en dit is wat lekker is. Ons plek van 'n mood mos nou maar. Ja, wat. Hoorie maar ek sê nou terwyl ons geoverheat het vir Mel, ons het so baie om oor te praat dat ons definitief weer so sal maak. Ek het nog vrae om te vra, maar vir 'n next time. Ek het heerlik gekuier. Baie dankie dat jy hier was. Is jy nog nie op daai plek waar jy gifts gee vir jou gaste nie? Nee, ek moes dalk daaraan gedink het. Maar toe ek het nou 'n koeldrankie gekry. Dis my favorite. Gekry? Ruby Grape. Ek het daar nie eens gecharge nie. Uit die yskas hoor, jy's baie fancy. Fancy. Baie fancy. Baie dankie dat jy hier was. Voor iemand in die comments sê, hoor hierso, jy het baie gepraat. Jy's veronderstel om haar te laat praat. Hierdie is 'n banksittery. Presies. Almal praat hier. En dis jou reels want dit is we try. Ja. Dis jou reels. Dankie dat julle hierso was. Onthou om te subscribe en ek het nie 'n outro gedoen nie. Like en comment en save. Like, comment, save. Repost. Subscribe, repost. Geef my 'n geldjie. Dis al. Okay, bye.